Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons andermaal uitgespaar het en hier aan die begin van 'n nuwe week en 'n nuwe dag is die gebed van my hart dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig om dan ook sy naam te verheerlik. En ek is dankbaar dat ek met hierdie opnames kan besig wees en dit vir u elke môre kan uitstuur met die gedagte en gebed dat die Here vir ons nader sal trek na homself deur sy woord en deur sy gees. Nou ons is klaar met die gedagte oor Hervormingsdag en die belangrikheid ook vir die kerk van die Here Jesus. Ek glo dat u baie geleer daaruit en die gebed van my hart is dat ons by die 5 soulas sal bly, dat ons by die woord alleen sal bly, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, tot eer van God alleen. En dit is die fondasie van ons Christenskap, dis wat ons Christenskap so uniek maak van enige ander godsdiens, want ons bou op Christus, hy is die fondament, hy is die een wat sy kerk in stand hou en hierdie kerk van hom wat hy begin het, ook veilig in die hemel sal aanbring. En daarom het ons nodig om mekaar ook te bemoedig en te versterk deur sy woord. Nou, ons is besig met die boek Spreuke. Vanmôre keer ons terug dan na Spreuke 11 vers 5 tot 12 en ons gaan 'n bietjie kyk na die regskapende teenoor die goddelose. Nou, vriende, net so bietjie om u geheue te verfris. Ek het vir u gesê dat die boek Spreuke nie goddelike waarborge vir ons deurgee nie, maar eerder sterk beginsels wat neergelê word ten einde 'n lewe te leef tot eer van God. Ek het vir u gesê daar is sekere sterk beginsels en ons moet ook binne die konteks kyk na wat die Here vir ons wil kom leer. Ek het vir u gesê 'n spreek of die Spreuke is 'n kortbondige gedagte wat ons waarsku, aanspoor, oproep tot 'n wyse lewe voor God en die mense. En vanmôre gaan ons weer kyk na die boek Spreuke en besonder hierdie hoofstuk 11 en daarvan af vers 5 en ons gaan sien die waarhede wat die Here vir ons dan ook wil kom leer. Nou baie interessant is, ek het vir u gesê die man Louis Malherbe het 'n vaste gebruik gehad om elke dag 'n hoofstuk uit die boek Spreuke te lees. Daar's 31 hoofstukke en hy het dit maand in en maand uit gedoen, so hy het elke jaar 12 keer deur die boek Spreuke gewerk. En die groot dryfveer agter hierdie optrede van hom of hierdie ding wat hy dan gedoen het is om vir ons te kom leer dat hierdie praktiese beginsels is wat ons daagliks in ons lewe sien afspeel en wat ons kan toepas in ons samelewing en dat die boek Spreuke 'n tydlose boek is, want die Heilige Gees het ook die boek Spreuke geïnspireer en die mense tog nie verander nie. Die mense in die boek Spreuke is soos die mens vandag en soos die mens sou die Here vertoef om te kom nog 100 jaar van nou af. Daarom belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou Spreuke 11 vers 5 tot 12 is die gedeeltes wat ons gaan hanteer hierdie week. En ek lees vir u wat sê vers 5. Daar staan die geregtigheid van die regskapene maak sy weggelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid. Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. By die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet en die verwagting van die roekelose het vergaan. Nou kom ons kyk net na daai 3 versies vanmôre en ag vriende, ons val dadelik weg met vers 5 wat sê die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Nou hierdie woordjie geregtigheid in vers 5 en vers 6 is die woordjie of die gedagte van 'n righteous living, om 'n lewe te leef wat reg is, wat eerlik is, wat deursigtig is. En ons dink maar aan die baie besondere Spreuke 3 vers 5 en 6 hierso. Daar staan vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Nou vriende, dis presies wat hoofstuk 11 vers 5 vir ons wil kom leer. Die oomblik wanneer ek eerlik en deursigtig lewe, wanneer ek op die Here vertrou met my hele hart en nie steun op my eie insig nie, dan het ek 'n lewe wat God welgevallig is en wat voor die mense ook rein gelewe kan word. En so 'n lewe, vriende, is 'n lewe sonder struikelblokke en probleme en erge dinge wat gebeur. Daardeur sê ek nie dat kom baie keer oor ons pad dinge nie, maar die oomblik as iemand my wil beskuldig van iets, dan is my lewe van so aard, dit is so deursigtig, dit is so reg voor die Here, dat mense geen grond sal hê waarop hulle my beskuldig nie. Mense sal sê, luister, Piet het so gemaak, en deur Piet se lewe van geregtigheid, sal sy getuienis sterker wees, as die van die mense wat hom beskuldig. Daarom, aan die ander kant sê die Bybel vir ons, in die B-gedeelte, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid. So iemand wat met wickedness, sê die Engels, besig is, dit lei tot daardie persoon se ondergang.
Hierdie woordjie, dat dit lei tot hierdie persoon se val, is die woordjie downfall, sy ondergang, sy vernietiging. En dan vriende, onthou net een ding, karakter word gebou deur 'n lewe van opregtheid voor God en mense. Onthou net een ding, as jou lewe 'n duidelike kenmerk het van oneerlikheid, onetiese optredes, leuns, jy kom nie jou woord na nie. Daar is dinge in jou lewe wat 'n patroon in jou lewe is. Moenie verwag dat mense jou gaan glo wanneer daar stryd, probleme en krisisse kom nie. Jou lewe en jou karakter word gebou deur daaglikse optredes by jou huis, by jou werksplek, by jou gemeente, in jou gemeenskap, by jou familie, en dit vorm jou karakter en dit vorm ook mense se opinie van jou. Sodat wanneer iemand van jou kwaad praat, hulle onmiddellik kan sê, maar ons ken hierdie persoon, ons ken sy lewe, ons ken sy wandel met die Here en ons kan nie glo dat dit waar is nie. Daarom baie belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons kom leer in die woord. Nou een van die ander vertalings sê dit vir my mooi. Die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk. Wie verkeerd doen kom daardeur tot 'n val. En dit is so, vriende, as ons in die praktyk is om hierdie boosheid te doen, hierdie lewe te leef wat nie deursigtig, eerlik en opreg is nie, dan is ons besig om ons eie ondergang daardeur te bewerk en die vernietiging sal die uiteinde wees daarvan. Nou vers 6 is baie nou in verband met vers 5. As ons sien, die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Nou vriende, hierdie verse kom so baie ooreen en wat ek eenvoudig vir ons wil kom leer, die ontroues of die goddeloses is letterlik vasgevang in 'n web. Hulle begeertes dryf hulle om dinge te doen al weet hulle die uiteinde daarvan is ondergang en vernietiging. Dis asof hulle dit nie kan keer nie. Dis asof hulle beheer word deur iets in hulle binneste wat hulle dryf na hierdie boosheid en sonde en dit lei later tot hulle ondergang en vernietiging. En wat is hierdie ding wat hulle dryf? Jy moet tog nie almal glo wat sê dis nou 'n bose gees of een of ander duiwel wat besit van hulle geneem het. Die Bybel sê vir ons dat die mens se hart is bedrieglik bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Markus leer vir ons baie duidelik dat van binne uit die hart van die mens kom slegte dinge. En luister vriende, as ons gebore word ons gebore met 'n slegte hart. Luister, die Bybel sê in Romeine 3 vers 10 en verder dat die hart van die mens is boos van sy geboorte af. Ons harte neig altyd na die sonde. En daarom sê die Bybel vir ons, wanneer iemand nie hulle knie buig voor God en met hulle tong bely dat hy Here is, hulle sondaar en hulle het redding nodig van hom nie, dan sal hulle verval in hierdie sonde en hierdie sonde sal hulle al hoe verder en verder dryf tot by die punt van vernietiging. Jy hoor dikwels van mense wat goeie werke gehad het en hulle was redelik wel af en hulle het redelike aansien in die gemeenskap gehad en sonde het hulle gevat na vernietiging toe. Dat die man en vrou uit mekaar uit is, dat hulle alles verloor het deur hulle boosheid, of dat daar 'n egskeiding plaasgevind het. Hulle is in hierdie ewige geveg met mekaar, wat later lei tot siektes en allerhande dinge wat plaasvind in hulle liggame, want onthou net, spanning bring soveel dinge in die liggaam na vore. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Jy sien aan die ander kant, die opregtes, die wat wandel saam met die Here, is mense wat elke dag eenvoudig die oë gefestig op die Here hou en sê, Here, leer my. En wanneer hulle sondig en val, staan hulle op met die vaste oortuiging en vrymoedigheid dat God wat my gered het, is ook die een wat vir my sal vergewe en my sal help om dan ook my lewe te leef om hom te verheerlik. Jy sien vriende, dit is belangrik om te sien dat vers 7 dan ook aansluit by hierdie twee verse, want daar staan, by die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet en die verwagting van die roekelose het vergaan. En dis eintlik maar die kersie op die koek van hierdie 3 verse. Daar's 'n spreekwoord wat sê, solank daar lewe is daar hoop. By die dood, vriende, is alle kanse, alle geleenthede, alle mag, alle autoriteit van die mens verby. By die dood is daar die lyn wat in die sand getrek word en die Bybel sê soos die boom val, so sal hy bly lê. By die dood gaan die goddelose se hoop tot niet. Alles wat hy opgebou het, vriende, sal letterlik soos rook voor hom opgaan. Dit is soos 'n huis wat op die sand gebou is en die storm kom en alles tuimel in mekaar. Daarom is dit belangrik dat ons sal seker maak ons lewe 'n lewe in opregtheid voor die Here. Want die Bybel is baie duidelik daaroor dat die goddelose leef vir die hier en nou. Ja, en hy dink
dat hy mense kan flous en hy kan mense uitoorlê. Maar die Bybel sê by die dood gaan al sy hoop verby. Dan is alle kanse en geleenthede om hom te bekeer verby. Alle mag en geld wat hy gebruik het om ander te manipuleer is verby. En soos die boom geval het, so staan hy voor God. Soos die mens gesterf het, so staan hy voor God en hy sal rekenskap van sy lewe gaan gee. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, die verwagting van die roekelose het vergaan. Die vraag wat ek vir jou wil vra hierdie môre, is jy iemand wat wandel in opregtheid? Kan jy sê, I live a life righteous before God? Is daar 'n lewe van eerlikheid, deursigtigheid, heiligheid voor God? Of is jou pad vanmôre, die Engels sê dit vir my so mooi, 'n pad van wickedness, wat sal lei tot jou ondergang, tot jou vernietiging, en by die dood sal die finaliteit kom waar jy vir ewig sal hoor, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Die woorde uit die mond van God vir hulle wat sonder hom sterwe. Daarom is die gebed van my hart, ondersoek jou hart voor die Here. Pleit by die Here dat jy seker sal maak jy is sy kind. Jy lewe, jy dra vrug wat by die bekering pas. En hierdie vrug, dat dit sal groei in jou lewe, sodat ander mense deur jou lewe na Jesus getrek kan word. Seën vir u sterkte. Ons praat môre verder oor hierdie gedagtes. Tada!